Halleluja. Yes, ek vertrou dit bemoedig u hart somme. Nou ja, ons is nou so bevoorreg om vir die Lamont gesin, familie vorentoe te roep. Het sal moeilik wees daar van agteraf. So, yes, Lafras. Ok, my vrou sê ek moet so praat. Goed. Wat ek kan julle by die waier. Goed. Nou voordat ons nou hierdie kosbare kind voor die Here bring, is dit nie 'n mooi gesin nie, maar hulle is mooi. Dis mos wat ek moet sê, nee. Maar kyk na hierdie mooi kind. Nou die dag toe kyk hierdie mooi oogies. Ja, kyk sê vir my. Ja. Yes, is dit nie 'n verskriklike mooi kind hierdie nie? Beautiful, yes. Yes, ag, kom maar. Yes. Nou, kom ons sê net eerstens gehou, vanoggend Lafras en Jacomay is tweeledig. As ons na die skrif kyk en obvious na die lewe kyk, en ek dink hier's baie mense wat kinders groot gemaak het, wat sal sê, dis waar, en ek weet nou nie, ouers, moet ek het nou maar sê, is moeilik, maar hy is baie oulik hoor, jy het 'n goeie kind groot gemaak. Ja, ek joke net. Nee, Louis en Lafras, julle het kosbare kinders, wat ons eer en wat se beginsels reg is, en ons sal leer jou, en jou ouers, Freddy, en julle het 'n goeie dogter groot gemaak, yes, julle het iets reg gedoen, en ons wil dit uit ons harte uitspreek. Maar vanoggend gaan juist daaroor, om tweeledig, vanoggend gaan vir, as julle ouers, om vir die Here te sê, Here, help. En net daai woordjie, om hierdie pragtige kind, soos Spreuke 22 vers 6 sê, om hierdie kind groot te maak in die vrese van haar wee. In die vrese van haar wee. So, die grootmaak van hierdie kind is 'n belydenis van julle afhanklikheid voor die Here. En ek glo julle weet dat die mense in die Bybelse tyd altyd die ryk mense soos Heinrich hulle het 'n bees gebring. En dan die middelklas mense 'n bok gebring. Maar die arme mense het 'n duifie gebring of 2 duwe gebring. En toe die Here Jesus self, toe Josef en Maria hulle eie seun Jesus na die hoëpriester gebring het, na Simeon toe gebring het, toe bring die ouers sommer dadelik 2 duifies om te sê, Here, ons is arm. En dit het van hulle, wat hulle verduidelik, wat hulle daardeur gesê is, hulle het hulle eie armoede, hulle het hulle eie nood, hulle eie afhanklikheid. Geld, rykdom was nie daar te sprake nie. Dit was onmiddellike beleid, 'n teken wat hulle voor die Here gebring het om te sê, Here, ons het U nodig. En tweedens is dit uit die aard van die saak om hierdie kosbare, pragtige kind voor die Here te bring en die Here se seën oor haar af te bid. Nou, ek weet nie wie van u weet, hierdie kosbare mense het al so ligte getuienis gegee, maar as ons na hierdie storie kyk, ek het nou vir Jacomay gevra, wil sy dalk iets sê, toe sê dit kan dalk 'n bietjie moeilik wees, want daar kan nou 'n knop in die nek kom, maar dit is nie net 'n gewone storie, dit is nie sommer net nog 'n kind nie, die storie agter Lelieke is 'n amazing verhaal, en vandag is eintlik 'n feesviering om te sê, Here, we rejoice. Wat 'n voorreg dat ons hierdie kind voor die Here kan bring vandag. Nou, haar naam is Lelieke Elisabeth Lamont. Nou, die skrif wat jy aangestuur het, naamlik, die woordjie Lelieke beteken rein, onskuldig. Ag, beautiful, daar sê, goed. Die woordjie Lelieke beteken rein, onskuldig, God se voorsiening, en jy sal dit nou verstaan, en die woordjie Elisabeth beteken God se geskenk. Yes.
En dit is so omskrywend, want die skrif, Lukas 12, vers 27 sê, kyk na die lelies. Nou, ek het dit nie geweet, maar toe is dit nou, is net so mooi die woordjie lelie, consider, en toe ek nou die dag net weer, daai skrif kyk, consider, 'n klompie jare terug, het daai skrif, toe ons as gesin deur 'n benoudheid gegaan het. Ek nie sê 'n krisis nie, maar 'n benoudheid gegaan het. Toe gaan stap ek die dag, en toe praat die Here met my, en die Here sê eintlik vir my daar, dit staan nie net daar, kyk na die lelies nie. Die woordjie consider beteken slaan ag. Dit beteken pause 'n bietjie. Dit beteken, dis nie net in die verbygang wat ek sê, jy dis nice nie, pause. Staan stil en gee 'n oomblik ag op dit, op die groot lewensles. En toe ek onthou net, toe ek daar in Lukas toe ek by die huis kom en ek maak my Bybel oop net en gaan lees, en hy sê, gee ag, consider, kyk na die lelies, en hoe die Here voorsien, en dan verstaan nou daai hele begrip van God se voorsiening, en dit is wat ons vandag vir julle sal bid, vir julle bid, dat julle altyd sal weet, dat sy, die Here eerstens vir haar sal sorg, en ons bid dit vir haar, in Jesus naam, en ook dat dit 'n teken vir julle sal wees, dat God vir julle sal sorg. God het vir julle sekere beloftes gegee met haar geboorte, en toe julle in die geboorte gaan, het dinge bietjie anders, baie anders geloop as wat julle beplan het. But God. En nou saam met dit, wil ek net gou 'n dingetjie of twee, as dit alright is, net by dit sê, wat ek ook in my hart ervaar het, en die een skrif is, as jy net vir ons daai skrif gee, Psalm 8, vers 2, nou hierdie skrif is vir Lelike, hy sê, you have built a stronghold by the songs of babies. Strength rises up with the chorus of singing children. This kind of praise has the power to shut Satan's mouth. Childlike worship will silence the madness of those who oppose you. Those who oppose you sal deur haar aanbidding stilgemaak word. En ek daar as jy nou sien, daar sulke streepies, toe kyk ek somme, en dit is wat dit sê, die voetnoot, hoor nou mooi, there may be a vast difference between the glory of the heavens, wat ons nou vandag oor gepraat het oor die skepping, and the little mouths of children and babies, yet by both the majestic name of the Lord is revealed. Hoor nou, it is amazing that perfected praises do not rise to God from the cherubim and seraphim, met ander woorde die engele nie, but from children and babies, the weakest of humanity. Psalm 8 sê, Here, as ek die hemel aanskou en die werke van die hande, wie is die mens dat jy aan hom dink? En dan sê hy, uit die mond van 'n suigeling word u verheerlik. En dan sê ou net, wow. En 'n laaste ding net, terwyl ek voorberei, toe kom die skrif in my hart, eintlik die woord, yes, rejoice. Sy gaan nog baie, want hoor nou mooi, die woordjie Genesis 4 vers 21 praat van die geslagsregisters. En daar was 'n man met die naam van Jubal, en dis waar die woord jubilee, blydskap vandaan kom, en sê, hy het die vader geword van almal wat op fluitte en op siters speel. Hy was 'n worshipper. So hy was die vader van die musikante gewees. Hy was 'n inventor. En toe skryf ek sommer hier, en terwyl ek dit skryf, toe vloei dit sommer soos 'n rivier uit my hart uit, en ek het hier geskryf, ek bid dat sy 'n aanbidder sal wees en 'n voorganger soos Jubal, en dat sy van jongs af, dat sy sal worship, en dat sy musikaal sal wees, maar dat sy ook, soos wat Jubal, nie net 'n worshipper sal wees nie, maar dat sy 'n voorganger sal wees, 'n inventor, wil ek amper sê, wil ek sommer sê, in 'n nuwe vorm van worship. En dit is wat ons bid, en hoor net hoe beaam sê dit vandag. Amen,
Yes, halleluja. So is dit reg as ons sommer ons hande uitsteek en ons as seën. Yes, ek wil net, ja, amen, yes. So kom ons seën sommer net vir oggend, yes. Here, ons dankie vir die grootsheid van hierdie oomblik, dat ons hierdie kosbare kind aan die Here kan toewy vandag. Maar U is die God van die hemel en die God van die aarde. En U is vandag hier. You are the waymaker. You are here. En Here, U is hier om vir Lafras en vir Jacomay te seën. En ons bid vir hulle vandag en ons wil vir Lafras as pa van hierdie kind kom seën. En ons kom spreek vandag lewe oor jou, Lafras. Ons bid oor jou die wysheid van God. Ons bid vir jou vandag dat die Here jou sal lei, soos Psalm 1 sê, dat jy 'n boom sal wees wat by die waters geplant is en wat die nodige vrugte gee op sy tyd. Dat jou huis van daai vrugte sal geniet. Ons seën jou, Jacomay, vandag met dankbaarheid. Ons seën jou om na die Here te kyk, om op te kyk na die Here, van waar jou hulp vandaan kom. Ons seën jou as, nie net as vrou van jou man nie, maar ons seën jou vandag as moeder van hierdie kind. Dat julle as 'n eenheid hierdie kind sal grootmaak in die vrese van haar weë. Of julle so voel, of julle nie, die dae waar julle goed voel en die dae wat julle minder goed voel, dat julle nog steeds boeke sal vat en vir julle kind sal sê, kom, dat ons jou leer aangaande die weë wat jy moet gaan, die weg wat jy moet gaan, in Jesus naam. En die Here sal julle lei, en die Here is vir julle. Halleluja. En dan dank ons nou vandag, Here, dat ons hierdie pragtige dogter vir U kan bring. En ons wil haar seën in Jesus naam. Ons bid God se beskerming oor jou, Lelike, Elisabeth, Lamont. Ons bid oor jou vandag, God se vrede, God se seën in Jesus naam. En ons verwelkom jou in die lewe. Ons ontvang jou in die lewe in Jesus naam. En ons verklaar vandag oor jou, jy is welkom. Ons spreek oor jou vandag, dat jy vir altyd sal weet, jy is die regte geslag, jy is die regte tyd gebore, jy is in God se purpose, in Jesus naam. Ons seën jou vandag, om in jou huis, God se beskerming te beleef. Ons maak hierdie huis toe vandag, onder die bloed van Jesus, en ons verklaar dat papa en mama se huwelik altyd geseën sal wees, papa en mama se voorsiening altyd daar sal wees, daar altyd vir jou 'n huis, 'n dak oor jou kop sal wees, en kos op jou tafel sal wees. Maar ons seën jou vandag in Jesus naam, om God lief te hê, met jou hele hart, en hele siel, en hele verstand. En ons vra nou, Here, dat U hierdie kind in haar vrou wees, in haar jong wees, sal lei, in Jesus naam. Halleluja. Yes. Amper klaar. En ons wil ook net oor jou seën vandag. Ons wil amper klaar. Maar ons wil jou seën vandag. En sê dat die hemele rejoice oor jou. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen.